Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 14de Junie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê Eskom opgegradeer deur Fitch. Nog berigte, tienerswangerskap 'n nasionale krisis. Begroting, provinsie se gelde kan teruggehou word. Kabelkar in Kaapstad vir 2 weke nie werkend weens instandhoudings. Liam Koen swaar gestraf weens sy rooi kaart. Komrades het vanoggend begin met meer as 21,000 deelnemers. Die kragvoorsiener Eskom het aangekondig dat die graderingsagentskap Fitch Ratings sy kredietgradering opgegradeer het. Fitch het Eskom se langtermyn uitreikgradering verhoog van B na B+, terwyl die vooruitsig stabiel bly. Die opgradering volg op die verbetering van Suid-Afrika se soewereine kredietgradering en weerspieël ook Eskom se verbeterde bedryfs- en finansiële prestasies. Volgens Fitch het Eskom se verbeterde prestasie, beter bestuur van finansies en die voortgesette omkeerplan tot die positiewe besluit bygedra. Die agentskap het ook kennis geneem van die sterk verhouding tussen Eskom en die Suid-Afrikaanse regering. Eskom sê die besluit bevestig die vordering wat met die nutsmaatskappy se omkeerstrategie gemaak word. Die Demokratiese Alliansie, oftewel die DA, het onlangs 'n formele klagte by die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie, die MRK, ingedien oor die toenemende krisis van tiener- en kinderswangerskap in Suid-Afrika. Volgens die DA is daar 'n skerp toename in swangerskappe onder meisies jonger as 18 jaar, baie gevalle waar kinders tussen 10 en 14 jaar swanger geraak het, wat volgens die wet op statutêre verkrachting kan dui, 'n gebrek aan voldoende vervolging van vermeende oortreders deur die strafregstelsels. Die party vra dat die Menseregte Kommissie ondersoek instel na die staat se hantering van hierdie krisis, die beskerming van kinders se grondwetlike regte, die doeltreffendheid van wetstoepassing en vervolging in sake van statutêre verkrachtings. Die kwessie van tienerswangerskappe het in 2026 groot openbare aandag gekry. Regeringsdepartemente en instellings soos die Kommissie vir Geslagsgelykheid het ook hulle kommer uitgespreek oor die hoë voorkoms van adolessente swangerskappe. Die nasionale tesourier se waarskuwing aan 8 provinsies is nie bloot administratief nie. Dit dui op ernstige finansiële probleme wat diensleweringe reg oor Suid-Afrika kan raak. Die kern van die probleem is dat verskeie provinsiale departemente miljarde rande aan munisipaliteite skuld vir water, elektrisiteit, eiendomsbelasting en ander dienste. Volgens minister van Finansies, Enoch Godongwana, skuld provinsiale departemente sowat 14,9 miljard rand aan munisipaliteite, terwyl nasionale departemente nog 8,2 miljard rand verskuldig is. Hierdie skuld plaas groot druk op munisipaliteite wat reeds finansiëel sukkel. So waarom dreig tesourier om gelde terug te hou? Die grondwet gee aan tesourier die bevoegdheid om fondse terug te hou indien staatsinstellings nie aan finansiële voorskrifte voldoen het nie. Die doel is om regeringsinstellings te dwing om hulle finansiële verpligtinge na te kom en openbare gelde verantwoordelik te bestuur. So wat beteken dit vir ons inwoners? As provinsies nie hulle finansies reg kry nie, kan munisipaliteite minder geld hê om waterinfrastruktuur in stand te hou, elektrisiteitsnetwerke te onderhou, baie te herstel, rioolstelsels te bestuur en vullisverwydering te lewer. Dit kan uiteindelik lei tot swakker dienslewering en verdere verval in die infrastruktuur. Die tesourier waarsku reeds geruime tyd dat swak finansiële bestuur deur staatsinstellings en munisipaliteite 'n bedreiging vir die land se finansiële stabiliteit is. Munisipale skuld aan Eskom het reeds byvoorbeeld tot ongeveer 114 miljard rand gestyg. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het bevestig dat 'n derde verdagte in verband met die moord op die Mosselbaai-egpaar, Ernst wat 71 jaar oud was en sy vrou Dina wat 73 jaar oud was, maar hy in hegtenis geneem. Die verdagte is in Zimbabwe aangekeer nadat hy groot Mosambiek gevlug het om arrestasie te ontduik. Die 26-jarige Makanse, Lionel de Marta, is die derde persoon wat met hierdie saak verbind word. Die eerste 2 verdagtes is reeds op 1 en 2 Junie in Mosambiek gearresteer, waar die egpaar se gesteelde voertuig teruggevind is. Die egpaar se liggame is op 22 Mei naby Kroekskonner in die noordelike deel van die Kruger Nasionale Park ontdek nadat hulle as vermis aangemeld is. Die ondersoekers glo die moorde was deel van 'n gewelddadige roofaanval. Die arrestasie volg tussen die SAPD, Sanparks, Mosambiek se ondersoekowerhede en die Zimbabwe Republiek Polisie. Verdagte sal na verwagting na Mosambiek gedeporteer word voordat hy saam met die ander beskuldigdes tereg staan. Die ikoniese kabelkar na die top van die Tafelberg sal vanaf 27 Julie tot 9 Augustus 2026 tydelike buitewerking wees vir sy jaarlike instandhoudingsprogramme. Die kabelkar sal aan verwagting weer op 10 Augustus 2026 heropen indien die weer dit sal toelaat.
Volgens die bestuur van die Kabelkar maatskappy word die sluiting gebruik om noodsaaklike inspeksies, veiligheidstoetse en onderhoudswerk uit te voer om te verseker dat die stelsel aan internasionale veiligheidsstandaarde voldoen. Gedurende die 2 weke sal alle fasiliteite by die boonste en onderste stasies gesluit wees, insluitend restaurante, winkels en ander besoekersgeriewe. Staproetes op die berg sal egter oop bly, maar stappers sal self moet afstap, aangesien geen kabelkarritte beskikbaar sal wees nie. Die Johannesburgse Stock Exchange, wat vaar nie noodwendig swakker as die globale markte, elke kort tydperk nie. Trouwens, daar is fases waar het baie sterk presteer teenoor wêreldindekse. JSE het onlangs sterk jaarlikse opbrengste gelewer in sekere periodes, selfs 30% tot 40% in randopbrengste getoon. Dit beteken net op sekere tye globale indekse soos MSCI wêreldmarkte oortref. Die JSE bly ook die grootste aandelemark in Afrika met 24 triljoen markkapitalisasie. Die Suid-Afrikaanse vroue Protea span het hulle eerste wedstryd in die T20 wêreldbeker met 65 lopies teen Australië verloor. Australië het eerste gekolf en 'n sterk totaal geplaas. Suid-Afrika is toe beperk tot 107 vir almal uit. Die Laura Wolfari kaptein het die meeste weerstand gebied met 44 lopies, maar het min ondersteuning van die span gekry. Australië se draaibowlers het die Protea se kolforde heeltemal onder druk gesit en vinnig deur die middelorde gebreek. Hoekom die nederlaag belangrik is, dis 'n groot nette lopie tempo, 'n terugslag in 'n kort toernooi. Suid-Afrika was kompeterend in dele van die wedstryd, maar het baie paakie verloor in sommige tye. Teen topspanne soos Australië is klein foutjies vinnig en baie duur. Die jong Griekwa loskakel Liam Koen is swaar gestraf nadat hy rooi kaart vir 'n gevaarlike duikslag teen 'n Georgiese speler ontvang het. Hy is afhanklik vir 10 weke geskort. Die voorval het tydens 'n toetswedstryd teen Georgia A plaasgevind. Hy is van die veld gestuur vir 'n gevaarlike tackle wat 'n hoë of roekelose duikslag insluit. So wat beteken dit? 'n 10 weke skorsing is baie ernstig vir 'n jong speler. Hy sal verskeie belangrike Griekwa wedstryde mis. Sulke strawwe word tipies opgelê om spelersveiligheid in rugby te beskerm. Die World Rugby die afgelope jare duikslagreëls baie strenger gemaak, veral hoë tackles met kop of die nek area, laat of roekelose kontak, gebrek aan arms in die tackles. Daarom kan selfs een fout nou maklike lang skorsing oplê. Die Comrades Marathon 2026 het vanoggend om 05:30 in groepe uit Durban plaasgevind. Daar is ongeveer 21.600 tot 22.000 gekwalifiseerde hardlopers op die beginlyn gewees. Dit het begin van die Durban City Hall en die eindpunt is in Pietermaritzburg. Afstand is 85,8 km en dit sal meestal opdraand wees. So wat beteken dit? Dis een van die grootste ultramarathons ter wêreld. Die 2026 wedloop het weer 'n massiewe deelnameveld met meer as 20.000 beginners. Suid-Afrika se junior bokke, die 120 groep, is reeds gekies vir die 2026 Wêreld Rugby onder 20 kampioenskap wat in Georgia gehou word. Dit begin op 27 Junie tot 18 Julie 2026. Die span het 'n sterk groep onder afrigting Kevin Voete met 'n goeie mengsel van terugkerende kampioene van die 2025 titelspan wat insluit 7 van daai spelers. Die hoofleierskap rondom kaptein Raleigh Norton, verskeie spelers wat reeds internasionale SA onder 20 ervaring het. So belangrike name in hierdie groep wat die kernspelers vorm is Raleigh Norton die kaptein in 'n slot. Oliver Reed wat 'n stit is, Ramo Kubeka ook 'n stit, Siposeto Mnebele, hy is die hakker en Wuso Moyo die loskakel. Cheswell Jooste is ingesluit as die vleuel en Elzedin Felix is ingesluit op heel agter. So wat beteken dit? Suid-Afrika gaan as verdedigende wêreldkampioen hierdie toernooi in. Die groep wat as baie sterk en gebalanseerd beskou. Die doel is duidelik. Hulle moet hulle titel sterk verdedig in Georgia. Kimi Antonelli het reeds hierdie naweek gewys hoekom hy een van die grootste jong talente in Formule 1 is. Hoekom hy die manne so dop te hou. Hy is tans kampioenskapsleier in 'n uitstekende vorm met 'n sterk seisoen agter hom. Hy het reeds meervoudige oorwinnings in die eerste posisies hierdie jaar behaal. In Barcelona het hy 'n P3 in kwalifisering geneem, net agter George Russell en Lewis Hamilton. Hy het self erken, hy het bietjie gesukkel met bande en die verkeer, maar die routempo is nog daar, het hy gesê. So wat beteken dit vir die wedren? Hy begin van die voorste 3, wat hom in 'n perfekte posisie plaas vir podium of 'n oorwinning. Sy grootste uitdaging is nie spoed nie, maar strategiese bandebestuur en inhaalvensters. Bestuurders lyk mededingend, so hy gaan waarskynlik in die regte geveg vir hierdie wedren. 'n Kort gevolgtrekking wat ons maak. Hy is nie net die een om dop te hou nie, hy is die een van die hoofaanspraakmakers vir 'n wedren oorwinning. Die Wimbledon 2026 pryspot vir hierdie jaar is, volgens jongste bevestigbare berigte, in die omgewing van 64,2 miljoen pond. Dis 'n 20% verhoging vanaf 2025 en die grootste jaarlike styging ooit by hierdie toernooi. As jy dit in rand omreken,
is dit ongeveer 1,4 miljard rand, afhangend van die wisselkoers. Begindatum van die toernooi is 29 Junie en eindig om 12 Julie 2026. Tony Brown gaan in 2028 by die All Blacks aansluit as 'n assistent-afrigter. Hy teken 'n 2-jaar kontrak met Nieu-Seelandse Rugby Unie. Hy sal die huidige rol by die Springbokke voltooi tot na die 2027 Rugby Wêreldbeker. Belangrike konteks wat gesê kan word, Brown is tans die Springbokke se aanvalsafrigter sedert 2024. Hy het 'n groot rol gespeel in Suid-Afrika se sterk aanvalspel en wêreldtitelvorm. Hy self 'n voormalige All Black wat 18 toetswedstryde vir die All Blacks gespeel het. Die skuif is dus 'n soort terugkeer huis toe na die Nieu-Seelandse rugby vir hom. So wat beteken dit vir rugby? Die All Blacks kry 'n baie kreatiewe aanvalbrein. Die Springbokke verloor 'n sleutel taktiese figuur na 2027. Dit kan 'n groot impak hê op die 2028 internasionale rugby landskap. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkie for You. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1421, Polokwane 721, Lephalale 1024, Mbombela 1125, Mahikeng 1022, Pretoria 922, Johannesburg 1119, Ermelo 621, Kalahari 1124, Gaborone 1123, Richards Bay 1427, Pietermaritzburg 724, Durban 1324, Port St Johns 1322, Pongola 1226, Maputo 1526, Bethlehem 418, Bloemfontein 721, Alwal Noord 26, Welkom 1023, Vryburg 1024, Kimberley 1024, Appington 1121, Prieska 1021, Springbok 513, Karasburg 817, Keetmanshoop 1022, Mariental 1228, Alexanderbay 1016, Brandvlei 616, Loederitsbaai 1122, Vredendal 1818, Kaapstad 1116, Sutherland 110, George 917, Jeffreys Bay 918, Cabarra 819, Grafreinet 415, Kaaphooglas 717, De Aar 718, Molteno 415, Beaufort Wes 614, Oos-London 1218, Mabalane 1725. 'n Verkorte weerberig vir die land. Die Wes-Kaap koud tot koel, gedeeltelik bewolk met moontlike ligte reën langs die Suidkus. Noord-Kaap provinsie sonnig tot gedeeltelik bewolk, koel oor die grootste deel van hierdie provinsie. Die Oos-Kaap koel met bewolkte toestande in plekke, ligte reën is moontlik langs die kusgebiede. Vrystaat koue oggend, later sonnig tot gedeeltelik bewolk en droog. KwaZulu-Natal koel met gedeeltelike wolke, enkele ligte buie is moontlik langs die kus. Gauteng koue begin, daarna sonnig tot gedeeltelik bewolk met aangename middagtemperature. Mpumalanga sonnig en koel tot matig warm, droog in die meeste gebiede. Limpopo mooi sonnige weer en matige temperature word vir vandag verwag. Noordwes sonnig en droog met koue oggend en 'n aangename middag. Die landwye vooruitsig, die binneland bly meestal droog met koue oggende, terwyl dele van die suid en ooskus koeler toestande en enkele ligte buie kan ervaar. Ons markaanwyser vir die dag lyk so: die geldeenheid, die rand verhandel teen R16.28 teenoor Amerikaanse dollar, die pond kos R21.81, 'n euro verhandel teen R18.83, die Australiese dollar kos R11.46, 'n yen kos 10 sent, die hulpbronne: platinum kos $1,712, palladium kos $1,291, die prys van goud is $4,222 per fyn ons, die prys van silwer is $67.76, die prys van Brent olie per vat is $87.33. Gedagte vir die dag: onthou, groot dinge gebeur nie altyd oornag nie. Bly getrou aan jou doelwitte, werk met toewyding en glo in jou vermoëns. Selfs die kleinste vordering is steeds vordering. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename Sondag word vir almal toegewens.